Vader, wanneer ons vanaand kom, en hoe ons sien die wendpaal daarvoor, en ons kan sien die oorwinning kan behaal word. Kom ons vanaand, Vader, en ons sit of op die paviljoen, of ons het uitgeval, of ons is besig om hier die finale trappe, tree te gee, ons is besig om hierdie deurbraak te maak, om deur te gaan. My gebed is, Vader, dat elke een wat hierna luister, sal besig wees met die finaal, sal besig wees om te kom tot die volmaaktheid. Soos ons nou gesing het, Vader, ons sien U daarvoor in die teenwoordigheid waarin ons wil inkom, daar waar ons die oorwinning ten volle kan smaak en beleef, en waar ons kan leef in U teenwoordigheid elke oomblik van ons lewe hier op aarde. Dis waarna ons streef, dis waarna ons uitreik. Vader, daar's niks meer, daar's niks anders, daar's niks groter in ons, as daar die begeerte, die brandende liefde om daar by U te wees. En ons kom dus in afwagting, om daar te kan kom. U het reeds vir ons alles gegee wat ons nodig het, Vader, en nou, ons kyk na die beloftes wat U gegee het, hoe om dit te kry, Vader, dis wat ons wil doen. Dat die koninkryk van God sal kom in ons lewens hier op aarde. In die naam van Jesu alleen. Amen. Vanaand in die 17de deel, die laaste deel van hierdie lang reeks oor oorwinning, kom ons en ons praat wat daardie oorwinning behels. Waarheen hardloop ons? Vir wat? Wat is die doel? Wat is die belofte? Waarheen gaan ons? Wat is dit waarheen ons doen? En terwyl ons die besluite maak, en besluit waar staan ons, besluit waar hardloop ons, besluit of dit vanuit die moeite werd is, dan wys Vader vir ons waar is ons op pad in hierdie aand. Die oorwinning wat ons gaan behaal. Openbaring 12 vers 11 sê vir ons, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Die metode van ons oorwinning begin by die bloed van die lam. As jy nie wedergebore is nie, as jy nie die vergifnis van Vader gesmaak het, leef in 'n lewe beheer deur die Gees van God nie, kan ek jou nie verder vat nie. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die boodskap van sy getuienis. Sy getuienis, hy het die wet nagekom, sy getuienis, hy het sondeloos geleef, sy getuienis, hy het die oorwinning behaal, gedoen waarvoor hy geroep is, aan die kruis gehang en my en jou skuld betaal. En hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad. Hoeveel is daar werklik vandag nog wat ten koste van hulle lewe besluite sal maak om afgesonder te lewe vir Vader? Vir baie jare terwyl ek jonk was die stryd teen Bybels en mense wat leef in lande waar hierdie boodskap onderdruk is en waar mense vervolg is en doodgemaak is. En het almal altyd gesit met die van, dis oulike ouens daai, maar Vader vra vir jou en vir my, of jy bereid is om afgesonder te leef, maak nie saak wat die vervolging gaan behels. Vir ons wat die voorreg gehad het om in van hierdie lande te werk, om in die ondergrondse kerke mee te kan doen en te kan sien en verander te kan word deur die gees van mense wat nie hulle lewe hoër ag as die keuse om gehoorsaam te wees. Ons ag ons werk hoër, ons ag ons vriende hoër, ons ag dit waarvan ek hou en my plesiere hoër. Hulle het hulle lewe nie hoër geag as 'n afgesonderde lewe. Openbaring 21 vers 7 sê vir ons, hy wat die oorwinning behaal, sal hierdie dinge erf. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. En daardie dinge wat hy van praat, is al die dinge wat hy vir ons gewys het in Openbaring,
dit wat kom, en dit waaroor ek en jy nou gaan gesels. Eerste plek die 7 stappe van oorwinning deur die gemeentes wat hy vir ons geleer het. En dis die dinge, dis hierdie dinge wat hy gaan erf. Hy wat die oorwinning behaal, kry die belofte van Vader, om die erfenis van die Seun te deel. Te voorreg. Openbaring 2 vers 1, begin hy met die eerste gemeente in Efesos. En in hierdie gemeente sê hy vir hulle, wow, ek ken jou dade, jou harde werk en jou geduld. En nou wil ek hê elkeen van ons moet kyk, okay, is dit wat Vader van my sê? Hy ken my dade, my harde werk en my geduld. Die boonse mense kan ek nie verdra nie. Ek kan nie verdra vir mense wat boos is nie. Ek verdra nie hulle as deel maar van ons, al is hulle in boosheid nie. Ek gaan nie kompromie aan nie. Ek het 'n keuse gemaak van wat rein en onrein is. Ek het 'n keuse gemaak. In derde plek sê hy, julle het onderskeiding. Want julle kan sien watter is vals profete. Ek het net opsomming van die verse, dis nie die volledige vers, sodat jy net die punte kan leer. Ek het jy gesien, jy het onderskeiding. Kom ons meet onsself van al hierdie goed, is dit wat Vader van ons kan sê, kan ons onderskei tussen vals en waar? Kan ons onderskei tussen hom wat werklik wil en hom wat met 'n mooi gesiggie voorsit? Kan ons onderskei tussen 'n lering as dit vals is en van Vader is, want ons het die toets van die skrif. In vers 3 sê hy, maar volhard en uithou ter wille van my karakter en autoriteit. Julle kry swaar en julle word vervolg, en daar kom dinge op julle, maar boete, ek het dit vir julle, julle hou uit, julle byt vas. En julle ter wille van my karakter en autoriteit. Nie vir jouself nie, nie sodat jy nie, ter wille van die karakter, sodat my getuienis die karakter van Vader nie skade kan doen nie. Sê ek vir julle, diskret, julle volhard. En dis die eienskappe wat Vader soek by sy kinders. Maar nou kom vers 4, en ongelukkig is daar 'n maar. Die wat my ken weet nog al, die woord maar of but in Engels beteken, ek trek 'n rooi streep deur alles wat ek gesê het. Maar, jy het jou eerste liefde verlaat. Ander dinge het vir jou belangriker geword as die koninkryk, ander dinge het vir jou belangriker geword as dit waarvoor ek jou geroep het. Ander dinge het vir jou belangriker geword. Jy verlaat jou eerste liefde. En kom ons gesels so 'n bietjie daarna, want dis 'n oproep wat ek wil maak vir elke een wat na hierdie boodskappe mag luister. Wat is ons eerste liefde of ons eerste oproep wat Vader ons gegee het? Is dit nie om te lyk soos hy? Nie waar nie? Dis jou eerste liefde. Dis die eerste opdrag wat hy vir ons het, is om te lyk soos hy. Kry. Wat is dan jou eerste liefde in jou praktiese lewe? In jou huwelik, wat is jou eerste liefde? Waaraan is jy veronderstel om die meeste tyd te spandeer in jou huwelik? Miskien sal die volgende nie baie gewild klink. Maar jou eerste liefde word bepaal deur dit waaraan jy jou tyd spandeer. Oor dit wat jou begeerte is om te doen. En as dit is saam met jou familie, om by jou familie te wees, is hulle jou eerste liefde, so net jy ander liefde. As dit is om in die gemeente te wees en daar te wees, Vader se woord te hoor en uit te sien na dit wat hy wil doen, dan is jou eerste liefde van jou gemeenskap met ander heiliges hier by hierdie gemeente. Maar as jou eerste liefde is om na 20 video's te kyk en ander ouens se teachings te kyk, en dan kom jy so eenmal 'n week ook nog by die gemeente uit, is hierdie nie jou eerste liefde.
As jy in jou werksituasie en elke tyd wat jy afhet en elke tydjie wat jy het, gou gaan kyk wat is die rugby en gou gaan kyk wat is die cricket en gou gaan kyk wat is die ding, dan is jou eerste liefde die sport en jou eerste liefde is nie daardie tyd wat jy met Vader se woord kon spandeer. Dit is wat dit beteken. Wat is jou eerste liefde in jou geestelike lewe om te lyk soos Vader? Wat is jou eerste liefde by jou huis? Wat is jou eerste liefde in die gemeente? Wat is jou eerste liefde by die werk? Wat is jou eerste liefde? Maar dan sê hy ook vir hulle, julle doen die dade van vroeër, o Gonne, al hierdie leringe wat ons gedoen het tot nou toe help absoluut niks nie. Die verlede, die skuldgevoelens, al die dinge van die verlede is weer terug. Julle is so oulik, julle werk hard, julle het goeie dade, maar julle doen weer al die dinge van vroeër. Wat moes ons gedoen het met die dinge van vroeër? Ek het teen jou, dat jy sonde toelaat. Al die dinge wat jy gedoen het, maar daar is sonde. Jou eerste liefde is verlore, jy doen die dade van vroeër, jy het weer teruggegaan. Toets jouself hierin. Want dan sê hy vir ons in vers 7, nadat hy hierdie goed gesê het, net, wil ek amper daarvoor aan sê, want dit is die intensiteit van hierdie sin. Die wat die oorwinning behaal, ons eet van die boom van lewe, wat in God se paradys is. Hy het die hek toegemaak, die engele gesit met hulle swaarde en gesê, niemand gaan weer eet van die boom van die lewe nie. Dis verwyder van die toegang tot die mens, behalwe vir elke een wat in gehoorsaamheid tot Vader leef. Elkeen wat die oorwinning behaal, elkeen wat nie hierdie dele nie, maar die eerste deel in sy lewe het hy die voorreg gegee om weer te eet van die boom van lewe. Dit wat Adam en Eva kon eet in die paradys, jy het weer kans om te eet aan volmaaktheid, om te eet aan Vader se volle beloftes. Hy gee vir jou die boom van lewe om te eet. Openbaring 2 vers 8, praat met Smyrna, die enigste gemeente van al 7 waarin hy net positiewe goed het om te sê. En hy praat met Smyrna en sê vir hulle, ek ken jou lyding en jou armoede, maar jy is ryk. En ek kan dadelik sien, hoekom hierdie gemeente is waarin net positiewe dinge is, want hierdie mense het niks gehad om op staat te maak nie. Hulle het nie finansiële rykdom gehad nie, hulle het nie besittings gehad nie, hulle was ryk in hom. En hulle is aangeval, hulle is beskuldig, hulle het die lyding deurgaan, hulle het die versoekings deurgaan, hulle het hierdie stryd, die hindernisse deursgaan. Want hulle is ryk. Hulle is ryk aan sy teenwoordigheid, hulle is ryk aan gehoorsaamheid, maar hulle het nie besittings om op te staan nie. Tweede plek sê, en ek ken ook die kwaad praat van deelgenote van die teestander. Ek weet dat hulle teen jou kwaad praat, jy word vervolg, hulle maak jou naam sleg, hulle praat sleg van jou, hulle skep 'n swak beeld van jou. Hulle maak asof jy die skuldige is, hulle maak of jy die een is wat verkeerd is. Hulle probeer jou onderdruk en sleg maak en sleg praat. Hulle het niks goeds van jou te sê nie. Vers 10, moenie bang wees vir enige iets nie. Hy kom en hy sê vir hulle, te midde van al hierdie goed, moenie bang wees. Hoekom nie? Julle sal 10 dae lank lyding hê, 10 dae volle tyd. Julle sal 'n volle tydperk sal julle lyding hê. Ek waarsku jou, jy sal volle lyding hê. Ek waarsku jou dat mense jou sal aanval en sleg sê. Ek waarsku jou dat jy op die punt sal staan om te verloor wat jy dink jy gehad het, omdat jy 'n keuse gemaak het tot gehoorsaamheid. Maar wat kom daarna? Wees vol vertroue tot die dood. As niks wat belangriker is, as om in vertroue te bly tot die einde.
En dan sê hy vir jou, ek sal vir jou 'n kroon van lewe gee. Jy sal gekroon word as heerser. Ek sal vir jou lewe gee. Vers Openbaring 2 vers 11. Want die wat volhard totdat die oorwinning behaal is, die wat oor die wenstreep hardloop, hy het niks sleg te sê van hierdie gemeente nie, want hulle is afhanklik van hom, hulle gaan deur die verleiding, hulle gaan deur hierdie stryd. En die wat volhard totdat die oorwinning behaal is, sal nie deur die tweede dood seer gemaak word nie. In die eerste plek sê hy, ek gee vir julle om te eet van die brood van lewe. In die tweede plek sê hy, jy sal nie geraak word deur die tweede dood nie, want jy eet van die brood van die lewe. So jy sal lewe. Die tweede dood, die dood, verwydering van God, sal jy nie smaak nie. Hoekom nie? Sommige net 'n eie dingetjie wat Vader eendag vir ons gewys het, want jy het eintlik klaar 2 keer dood gegaan, want met jou wedergeboorte het jy gesterf. En dis dit. En dan gaan hierdie liggaam van jou net van lewe in die dood in. Daar's nie 'n sterwe nie, so daar is nie vir jou 'n tweede dood nie. Vir hom wat die wedergeboorte nie gesmaak het nie, sterf aan sy gees die dag wanneer hy doodgaan, en dan ontvang hy die ewige dood vir die toekoms. Jy sal nie deur die tweede dood seer gemaak word nie. Openbaring 2 vers 12 van Pergamus sê hy, ek ken die plek waar jy bly, die troon van die teestander. Dis waar hy heers, ek ken daai plek waar jy bly, dis daar waar al die drugs versprei word, en dis waar die mense vloek en skel en werk, ek weet waar jy werk. Ek ken jou buurman, ek weet waar jy bly. Ek weet die stryd, die spanning, Satan is in beheer daar. Die duiwel self is in beheer. Maar dat jy steeds vashou aan my karakter en autoriteit. En my vertroue nie verwerp. Ek weet waar jy bly, en ek weet waar jy werk. Maar ek sien dat jy vashou aan dit wat my waarheid is. Vers 14. En dat jy mense daar het wat vashou aan die leer van Biljam. Mense wat afhanklik van geld, mense wat kyk na die beloftes van finansies en van geld en bedrog. Want dit lyk vir my of die plek waar jy bly dalk die versoekings te groot geword het vir party van hulle. Ek het teen jou. En as mense tussen jou, en wat vir my die hartseer hiervan is hy sê daar, nie, jy het mense buite nie, hy praat met die gemeentes, en hy sê, daar's in jou midde, daar's tussen jou midde, mense wat die leer van Biljam aanvaar, wat mense leer om te verlei. Hy het vir Balak geleer, hoe om die volk te mislei, deur hoere in te bring. Hy het gegaan, en vir gewin, het hy gesorg dat hy weer, luister nie wat Vader sê nie, maar hy het aangehou, totdat sê, God vir hom sê, nou loop, doen dit dan, omdat daar die rewards, die beloning groter geword het. Veel korrupsie. 'n Struikelblok voor die seuns van Israel gelê. Dis wat Biljam gedoen het. Maar ek het ook teen jou, want as mense wat offers aan afgode eet, hulle hou hulle self nie rein nie. Hulle doen dit wat ek verbied het, deur offers wat aan afgode gemaak is, te eet as getuienis voor ander. Ander kan sien, jy's onrein. En om seksueel immoreel te wees. Hy praat met 'n gemeente. Hy praat met Christene. Hy praat met daai kind van God, wat daar in die kerke sit, en gemeente sit, en wat elke plek in die wêreld sit, op plekke waar kinders van God by mekaar kom, en hy sê, maar ek sien in julle midde, daar's mense wat seksueel immoreel is, wat hulle self nie rein hou nie, en wat 'n struikelblok maak vir die kinders van God. Hoe hartseer. Hoe hartseer. Openbaring 2 vers 15, en ook mense wat vashou aan die leer van Nikolaita, verskillende goed, maar dit is dieselfde leerstellings oor seksuele permissiwiteit en vryheid van leer. En dan gee hy 'n waarskuwing. Draai daarom terug. Daar is nog 'n kans.
En hom wat die oorwinning behaal, sal ek gee om te eet van die versteekte manna. Manna die kos wat God gegee het vir sy volk. Manna wat die wonderwerk gedoen het om wanneer dit op Sabbat is nie sleg te word, al is dit 2 dae nie. Vader het vir hulle genoeg gegee om te eet, Vader het vir hulle gesorg, hulle was gevoed met genoeg. En Vader sê, jy sal die oorwinning behaal en ek sal vir jou genoeg gee om altyd gevoed te wees. Met kos wat van my kom. En ek sal vir hom 'n wit klippie gee, en op die klippie is 'n nuwe naam of 'n karakter en autoriteit. En daar staan wat niemand ken nie. Vader gee vir jou 'n nuwe karakter en autoriteit. En die oomblik wanneer jy die oorwinning behaal, kry jy die karakter en autoriteit van die Skepper God. Openbaring 2 vers 18, en Thyatira het hy gesê, in die eerste plek, ek ken jou dade. Ek dink dit moet skrikwekkend vir mense wees om daai woorde te hoor. Mense wat dink hulle kan vir God wegkruip en wegsteek. Die Skepper lewende God kom en sê, ek ken jou dade. Ek weet wat jy doen. Ek ken jou liefde. Ek ken jou vertroue. Ek ken jou dienswerk. Ek ken jou volharding. Ek ken jou groei. Of miskien vanaand, as Vader so kyk en hy sê, maar ek ken jou dade, dan skrik ons en wow. Ek weet jy het vals en ek weet jy mors jou tyd en ek weet jy is nie jou eerste liefde by my nie. En ek weet jy kyk nog, al doen net so wonder, want eers hier, dit is 'n mooi vrou daai. Of ek weet jy kyk net so af en toe en sê, ek wens daarom ek het sulke karre gery. Ek ken jou. Ek ken jou dade. Ek weet wat maak jy met my Sabbat. Vers 20 en 21 sê hy vir hom, al daai goeie goed wat hulle gedoen het, dit is amper partykeer vir my onmoontlik om te glo. Hulle het liefde, hulle het volharding, hulle het vertroue, en dan kom hy en hy sê vir my, ek het teen jou, want jy laat jou vrou toe om my diensknegte te leer. Hy het haar naam genoem daar, Jezebel, maar ek het dit nou die opsommings geskryf, en maak saak wat haar naam is nie, want dit is deel van die hele prentjie van die hoerkerk, maar hy sê, in die baie duidelik is die boodskap, ek laat 'n vrou toe om teaching te gee, ek laat 'n vrou toe om my diensknegte te leer. Hulle te mislei om seksueel onmoreel te wees, nie autoriteit te aanvaar nie, en dan kom die woord Jezebel in, om seksuele onmoreel te word. Die woord Jezebel beteken onthouding van die man. Is dit nie die wapen wat baie vrouens gebruik nie? Om offers aan afgode te eet. Sy het gekies om nie weg te draai nie. Sy het gehoor, sy het geweet wat sy waarheid, sy het gekies om nie weg te draai. Dis ek wat die niere verstand wil en emosie deursoek. Die niere is in Midde-Oosterse tale en lande die innerlike self. Dit wat daar is, jou hart soos wat ons dit ken en wat ons sê. Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy dade. En julle kan sien, dis 'n negatiewe stelling daar. Dis skrikwekkend. Ek gaan jou beloon volgens jou daad. Dis die lieflike woorde wat Johannes skryf vir sy vriend, die ouderling in die gemeente Gaius, in 3 Johannes. En hy skryf vir hom sê, ek vertrou die Vader en ek bid, dat jou gesondheid sal wees soos jou geestelike gesondheid. Ek wonder wat sal mense doen as jy dit oor hulle begin bid. Ek wonder hoeveel gaan dalk dadelik dood neerslaan. 'n fantastiese gebed kon hy oor hom bid. En Vader sê presies dit, ek sal vir jou gee volgens jou dade. Wat ek vir jou sal gee. Maar aan hom wat volhard tot die oorwinning behaal is, en my dade doen, hier kom 'n stukkie by, 'n deel by wat dit kom in vergelyking met dit wat ons nou net gesê het. Hy sê ek sal jou beloon volgens jou dade, en nou sê hy wat die oorwinning behaal en my dade doen, sal ek autoriteit gee oor die nasies. Om vir hulle herder te wees met 'n ysterstaf.
herder nie net pamperlang en saggies nie. Partykeer moet hy hard in die bek ruk om met die mond van die wolf te ruk. Soos erdegoed sal hulle stikken slaan, want net so het ek ook aan my Vader ontvang. Jy sal stikken slaan, dit wat nie wil luister nie. Om vir hulle herder te wees met 'n ysterstaf, soos erdegoed sal jy hulle stikken slaan, want net so het ek van my Vader ontvang. Dis wat hy sê wat sal gebeur. Maar ek gee vir jou wat die oorwinning behaal en my dade doen, maak ek jou 'n herder. Openbaring 3 vers 1 aan Sardes, sê hy, ek ken jou dade, oeps, alweer. Interessant is al hierdie keer kom dit in die negatiewe, en hy sê, ek ken jou dade, dat jy 'n naam het, dat jy leef, maar jy's dood. Jy moet 'n Oscar kry, jy het 'n oulike show opgesit. Almal het geval af. Ek het jou dade onvolmaak voor God gevind. Jy kon dalk 'n vuis in 'n beeld opgesit het, maar ek het jou dade onvolmaak gevind. Onthou jy ontvang en gehoor het, en doen dit, en keer terug, asseblief, die onverdiende guns van Vader sê, ek sien hierdie goed, ek weet hoe jy leef, ek weet hierdie dinge, ek weet wat jy sê en wat jy doen, en ek sê vir jou, draai om en draai terug, hierdie is jou kans. Dan kom hy met die positiewe, hierdie keer het hy hulle omgeruil, en dan kom hy met die positiewe deel daarvan, en hy sê, maar daar's 'n paar van hierdie ouens wat ten minste hier is, daar's 'n remnant in die gemeente, daar's 'n paar mense in Sardes wat nie hulle klere bevuil het nie, en hulle loop my in wit klere, en hulle is waardig, want hulle het die wit klere aan van onpartydige opregtheid. Hulle het die wit klere aan van onpartydige opregtheid, en daarom hulle het waardig geleef. Hulle het hulle gehou in die egtheid en die opregtheid van Vader. Vers 5, en hy wat op hierdie manier volhard. 'n ander konsep, 'n ander druk. Dit gaan oor die dade van Vader, dit gaan om wat sy klere nie vuil bemors het nie. Dit is van hom wat rein leef, skoon leef, wat Vader se hand vashou, en saam met hom hierdie pad sê hy wat op hierdie manier volhard. Dis hy wat daardie oorwinning behaal, dis hy wat die wendpaal onthaal, wat Vader aan die hand het, dat hy kan spring oor die dinge. En dan het ons weer vandag, terwyl ons gesels, net wanneer weer herinner daaraan, die oomblik as ons die laaste hindernisse deurgaan, en nou lê die oop veld hierso voor ons. Nou moet ons versigtig wees. Want as ons nie aan Vader se hand vat, en op ons eie hierdie pad hardloop nie, dan trap ons in daai ertvarkgat wat ons nie kan sien onder die gras. Dit is die einde van jou reis. Dis hier waar ons moet versigtig wees. Dis hier waar moet ons kyk wat gebeur. Dis hier waar ek en jy aan Vader se hand vashou. Hy wat op hierdie manier volhard. Deur wat? Deur sy klere wit en rein te hou. Totdat die oorwinning behaal is, sal aangetrek word met wit klere. Wow, ek sal my wit klere vir jou aantrek met die onpartydige opregtheid van God, en ek sal jou aantrek met skoon, rein, nuwe klere. Ek sal nie sy naam uitvee uit die boekrol van die lewe nie. As baie mense wat dink dat jou naam geskryf word in die boek van die lewe as jy tot bekering kom. En dan sê jy, alright, want jou naam is in die boek van die lewe en jy word gered. Ek het nuus vir jou, elke liewe mens wat daar is, sy naam staan geskryf in die boek van die lewe. Want Vader gee vir elkeen die gelyke kans, maar die oomblik wanneer jy jou rug draai op God, en die oomblik wanneer jy hierdie standaarde verwerp, word jou naam uitgevee vir ewig uit die boek van die lewe. Dit is daar, word nie ingeskryf, maar dit word uitgevee. Want hy sê daar, ek sal sy naam uitvee uit die boek van die lewe nie. Dit sal daar bly, ek sal hom daar los. Die betekenis, hy kan hom uitvee, as jy nie gehoorsaam is. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Dink net, dink hoe fantasties, dis die oorwinning waarna ons gaan. Ons gaan na die oorwinning, om deur daardie band te hardloop, en die aankondiging deur die Gees van God self, en hy wat om aankondiging, Jesua wat die aankondiging maak,
en sê, dis Gerry daai. En ek sal jou naam bely voor my Vader. Hy het die oorwinning behaal. As ons op hierdie manier rein, gewas, skoon en sonder die valshede voor Vader verskyn. Openbaring 3 vers 7, Philadelphia. Ek ken jou dade. Ek dink dit moet al 'n skrikwoord wees. Ek ken jou dade. Hierdie keer is dit positief. Ek het voor jou 'n oop deur gegee en niemand kan dit sluit nie. O, ek het vir jou geleenthede gegee, ek het die deure voor jou oopgemaak, ek het jou lewe gesien, en ek het gesien wat as, en ek het die deure voor jou oopgemaak, en die geleenthede vir jou gegee. Niemand kan dit sluit nie. Ek het jou deure klaar oopgemaak. Dink net as ons hierdie pad van oorwinning gaan, en ons sien die oorwinning wat in die volle teenwoordigheid van ons Vader is, en soos wat ek die oorwinning inhardloop, sê hy, ek maak die deure vir jou oop. Niks wat jou gaan keer. Jy het min krag. En sien, hy sê dit as 'n positief. Ek het vir jou oop deur gegee, ek ken jou dade. Jy het min krag soos 'n Gideon. Sê, wow, ek is die minste, en ek is klein, nou kom sê jy vir my, ek moet iets doen aan hierdie volk. Vader sê, om in hierdie krag van jou, is jou redding. Is in hierdie krag wat ek jou gaan gebruik. Vir die Philadelphia sê hy dieselfde, jy het min krag. Jy het agtergekom, jy hardloop hierdie resies, maar in die oorwinning wat ons behaal, is dit nie jou eie krag. Jy het min daarmee te doen. Jy het nie, ek het die vermoë, ek sal dit doen, ek kan dit doen nie. Nee, hy het die hand gevat en saam met hom geloop. Ek ken jou dade. Ek weet dat jy klein is, maar ek weet dat jy die oorwinning kan behaal. Jy het my boodskap uitgevoer en my karakter en autoriteit nie verwerp. Ek het vir jou gesê, dit is hoe jy moet leef. Ek het vir jou gesê, dis die lewenswyse van die kind van God. My karakter, my autoriteit, jy het dit nie verwerp nie, en jy het gesê, dis hoe ek wil leef, en jy het my boodskap uitgevoer. Ek het vir jou gesê, jy moet jou sonde afterlaat, en jy het dit gedoen. Ek het vir jou gesê, om jou verlede af te sny, jy het dit gedoen. Ek het gesê, ek het jou vrygemaak van skuld, en jy het dit aanvaar. Ek het vir jou gesê, om op te hou met sonde, en jy het gesê, ek is klaar met sonde. Ek het vir jou gesê, om jou lewe af te sonde, en te lyk soos hy, en jy het gesê, ek doen dit. Jy het my boodskap uitgevoer, my karakter en autoriteit nie verwerp. Vers 9, en ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerval. Weet dat ek jou lief het. Vers 10, dat jy my boodskap van volharding uitgevoer het, en beskerm jou in die tyd van toetsing. Vader sê, ek stap hierdie pad saam met jou, jy het jou deel gedoen, ek loop saam met jou. Ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand dalk jou kroon kan wegvat. Moenie ophou nie, moenie struikel nie, moenie halfpad ophou nie, daar's die oorwinning, ons kan nie ophou nie. Hou vas wat jy het. Moenie weer betrokke raak terug in die wêreld nie. Moenie weer betrokke raak met dinge wat nie nodig is nie. Moenie weer betrokke raak in ander liefdes nie. Bly by my. Wie volhard tot die oorwinning behaal is, sal ek 'n pilaar in die tempel van God maak. Dis hy wat dit sal ophou, dis hy wat die tempel, die liggaam van God, liggaam van Yeshua wat ons deel is van hier op aarde, ophou en versterk. Ek 'n pilaar in die tempel van God maak, hy sal daar nie weer uitgaan nie. En ek sal op die naam van my God en die naam van die stad Nuwe Jerusalem wat vanaf my God afdaal en my nuwe naam skryf. En ons het reeds vir u gewys, die nuwe stad is juist die karakter van die bruid, van hoe hy lyk en wie hy is. Hy sê, dis die karakter wat ek op jou sal skryf. Ek sal die karakter van Vader, die karakter van hoe jy moet lyk, dis wat ek op jou gaan skryf. Maar dan kom hy by die gemeente van Laodikea.
Vers 15. Ek ken jou dade. Dat jy nie koud of warm is nie. As jy maar koud was, of as jy maar warm was, maar nou dat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Onthou die beeld, jy staan op die kaai. Jy het nie besluit of jy op die kaai gaan bly en of jy by die boot van verlossing en op die boot van die evangelie. Jy het nie besluit of jy die boot van 'n afgesonderde lewe gaan klim nie. Jy staan op die kaai met jou een voet op die kaai en jou een voet. Jy kan nie besluit wat jy wil doen nie. Jy wil afgesonderd leef, maar jy wil daarom nie die wêreld mis nie. Jy wil net dit doen wat Vader sê en rein wees in jou lewe, maar so af en toe daarom saam met jou pelle ander dinge doen. Hy sê jy staan op die kaai en daai boot gaan vertrek. Jy gaan verdrink. As jy maar koud was, het jy op die kaai gebly. As jy warm was, het jy saam met my die pad gestap en nou dat jy lou is, werp ek jou uit en spoeg ek jou uit my mond, dat ek om met jou niks te doen hê. En hoe hartseer dit mag klink vir jou vanaand, is dit die plek waar die meeste kinders van God staan. Want daar is nog 'n groot deel wat in die wêreld en die wêreldse dinge vasgevang is. Daar's nog 'n groot deel wat vasgevang is in die begeertes van die wêreld, om daarom niks te mis nie, om deel te hê daaraan, om daarom ten minste te weet en te sien en besig te wees met die dinge van die wêreld, maar ek kan nie God afskeep nie, so ja, ek moet daarom so af en toe kerk toe gaan en ek moet my 10de gee, en ook nou net te veel nie, en dan moet ek nou ook sorg dat ek daarom nou geestelik lyk en klink, en ek moet maar wel ek moet wat ook al doen, jy mors jou tyd. En Vader sê, as jy nie die keuse maak, of jy loop hierdie pad met my in afgesonderdheid, en maak jou mind op waar jy wil wees, spoeg ek jou uit my mond. Die rede daarvoor bes moontlik, net soos wat die eerste rede was, ons Sardes is dieselfde teenoorgestelde rede hier waar, wat 10 teen is wat hy sê, want jy sê, ek is ryk en welvarend, en ek het niks nodig nie. Alles wat ek wil hê, kan ek koop en kan ek kry, en kan ek plan maak. Ek maak my eie planne, ek het nie nodig om afgesonderd. Ek het nie nodig op my knieë neer te gaan, en 'n God te vertrou, vir dit wat ek nodig het nie. Ek kan dit sommer self doen. Ek het nie nodig op my knieë neer te val, vir my volgende ete nie. Ek het nie nodig om my Vader te vertrou, vir klere vir my kinders. Ek het nie nodig, ek kan dit self doen. En miskien is dit hoekom hy sê, maar ek gaan jou uit my mond spoeg, want jy is lou. Jy is nie afhanklik van my nie, jy het nie vertroue in my nie, vertrou in jouself en dit wat jy het. En dit beteken nou nie jy moet ryk wees nie, dit beteken nou nie baie nie, dit beteken enige normale mens, wat 'n gewone salarisie kry, en genoeg het elke week, en gedankie sê, dank my salaris is genoeg, dankie, ek het nog iets nodig nie. Ek hoef nie te bid vir my kos nie, want ek het genoeg, maar jy verstaan nie, dat as jy nie Vader vertrou daarvoor nie, sal jy dit nooit hê. Hy gaan verder en sê, jy verstaan nie. Jy siek en jammerenswaardig, arm en kaal. Jy wat dink dat jy sonder God kan klaarkom. Jy wat dink dat jy genoeg is vir jouself. Jy wat dink dat jy niks anders nodig het. Jy wat nie verstaan dat jy vertroue nodig het en totale afgesonderde lewe nie. Jy is siek en baie jammerenswaardig. Arm en kaal, want jy het nie die wit klere aan wat ek vir jou wil gee. Dan Paulus sê, ek het vir jou 'n antwoord. Dit is wat ek van jou sien, maar ek het vir jou 'n antwoord. Vers 18. Ek beveel aan dat jy van my goud koop, wat deur vuur gesuiwer is, koop sodat jy voorspoedig kan wees. Nie die goud van die aarde nie, nie die geld van hierdie aarde nie. Koop by my goud wat louter en suiwer is. Koop by my suiwerheid en reinheid. Ek beveel aan, kry vir jou wit klere, sodat jy jou kan aantrek en die skande van jou kaalheid nie gewys word nie. Die wit klere van onpartydige opregtheid, egtheid. Ek beveel aan, kry vir jou oogsalf, sodat jou oë kan sien. Want jy's blind.
Jy kan Vader en sy voorsiening nie sien nie. Jy kan sy onverdiende guns nie sien nie. Jy kan nie sien dat die Vader sit en wag met sy arms uitgesprei na die verlore seun. Jy kan nie sien hy sit en wag en sê kom, ek wag vir jou. Vers 19. Ek het raad vir jou. Ek bestraf en dissiplineer die wat ek liefhet. Dis nie omdat ek kwaad is vir jou nie. Ek bestraf en dissiplineer dit wat ek liefhet, want ek sien en ek verwag volmaaktheid. Ek verwag voluit afgesonderdheid. Ek het raad vir jou. Wees ywerig. Keer terug, draai om, verlang soos babas na die melk van vaders se omgee liefde, na sy boodskap en na sy woord. Ek het raad vir jou, draai om van dit wat verkeerd is. Maak jou besluit dat jy afgesonderd sal leef. Vers 20, ek staan by die deur en ek klop. Ek het jou nie alleen gelos nie. Ek staan daar, ek is besig om te klop. Ek vra dringend. Ek wil inkom. En ek wil heers. En ek wil maaltyd hou saam met jou. En as iemand my stem hoor, of as jy hoor dat hy daar is, vanaand as jy weet dat hy klop aan die deur, jy weet jy het nie daardie besluit gemaak nie. Jy weet jou lewe is nie in afgesonderdheid tot hom nie, dan sê hy vir jou, ek staan by die deur en ek klop vanaand. Jy's 'n kind van God, jy's 'n Christen, jy ignoreer sy wette, jy doen net wat jy wil, ek staan by die deur en ek klop vanaand. Ek het hom nie nodig nie. Ek het niks te doen hê met 'n God nie. Vanaand sê hy vir jou, ek staan by die deur en ek klop. En as jy sy stem hoor, as jy vanaand weet, Vader praat met jou, en daardie deur oopmaak en vir hom sê, kom in, sonder my lewe af, dan sal ek dit doen. Maar meer is net dit, ek sal kom en saam met jou maaltyd hou, ek sal 'n fees hou saam met jou, ek sal die oorwinning saam met jou vier, vir die keuse wat jy gemaak het. Vers 21, aan hom wat volhard tot die oorwinning behaal is, sal ek gee om saam met my op die troon te sit, net soos ek die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon sit. En die Bybel sê, Jesua sit aan die regterhand van die Vader. En hy nooi jou uit, om deur 'n afgesonderde volmaakte lewe voor hom te lei, 'n heerser te wees in sy koninkryk. Maar dis die voorwaarde, 'n afgesonderde gehoorsame lewe, om 'n heerser te wees saam met hom. 1 Johannes 4 vers 4 sê dan vir ons, julle is kinders vanuit God, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Ek het hierdie barriers oorkom, ek het die hindernisse deurspring, ek is deur die modder, ek is oor die water, ek het oor die hindernis kom, ek is deur hierdie doringbos, ek is aan die ander kant uit, want saam met my God en met sy hand hardloop ek en ek sien die oorwinning, en die teenwoordigheid van my Vader kan ek ingaan. Hebreërs 11 vers 33, wat deur vertroue koninkryke oorwin, regverdige oordeel gebring het, beloftes ontvang het, die bekke van leeu's toegemaak het. Hy praat oor hulle wat vertrou het. En ek en jy kan vanaand deur vertroue, en as ons vertroue plaas in die Skepper lewende God, die vertroue wat ons deur kommunistiese lande gevat het, die vertroue wat die ondergrondse kerke beskerm, ons kom die vertroue wat ons gevat het tot die hoogtepunte van berge, die vertroue wat ons gevat het deur riviere, die vertroue wat vir my en jou vat oor elke hindernis en elke ding wat in ons pad kan staan, daardie vertroue sê hy het die bekke van leeu's toegemaak. Hoeveel te meer het Vader en elkeen van ons elke dag beskerm sonder dat ons dit kan raak sien nie. Vader, gee vir ons salf dat ons oë kan oopmaak om te sien hoeveel keer hy ons red elke dag. Dis hierdie vertroue wat ek en jy stap en dis hierdie vertroue wat ons kom in die teenwoordigheid van Vader deur daardie lint wat ons breek in die oorwinning. Ek het die oorwinning behaal. Ek het die wedloop voltooi. Ek het gedoen wat my Vader van my gevra het, sê Saul in Romeine.
Ek het dit afgehandel, ek het my taak voltooi. En omdat ek dit voltooi het, ek het my taak afgehandel, ek het die oorwinning behaal. Deur vertroue en afgesonderdheid. Deur klaar te maak met sonde en klaar te maak met die verlede. Deur Satan nie toe te laat om skuldgevoelens oor my lewens te bring. Om in vryheid voor God te leef, binne die geel lyne van die raamwerk van sy wet. Deur gehoorsaamheid aan hom, en 'n lewe wat absoluut toegewy is, gehoorsaam is aan my eerste liefde. En ek vra van jou vanaand in absoluut net een ding. Is jy bereid om langer op die kaai te staan? Een voet op die kaai? Sê vir my. Ons klim in die boot. Ons gaan ry, Boeta. En ons gaan die stormsees aandurf, en ons gaan die golwe aandurf. Ons gaan die storms kry. Ons gaan die walvisse kry en die seekatte. Maar ek en my God, in sy hand, het ons die oorwinning behaal. Sien jy al? Het jy al deurgebreek deur die hindernisse? Sien jy al die oorwinning in sy teenwoordigheid in jou lewe? Ja, veral na hierdie reeks waarin Vader wondere verander het, ook in mense se lewens, mense nuut geword het, en waarin Vader op hierdie oomblik nog steeds wil werk in jou lewe, is die vraag, wil ek dit doen? Wil ek afgesonderd wees? Is ek regtig so lief vir God, dat ek die wêreld een kant toe wil skuif? Kom ons bid saam. Vader, ons staan voor U vanaand en het nie veel te sê nie. Want, wat kan ons sê? U het gepraat. U het oor hierdie tyd van die laaste 17 lesings, die laaste 17 praatjies, Vader, het U gekom en U het vir ons hierdie pad mooi uitgestip, niemand het 'n verskoning. U het gekom, Vader, en vir ons die riglyne, die paaie gegee, wat nodig is. U het gekom, en ons kom uitdaag. Wat van jou? En ons kan onsself regverdig, of ons kan self sê, maar ja, en niemand moet dan weet regtig waar ek staan, of ons kan kom buig voor die Skepper God. Vader, ons wil dit doen en voor U kom sê, loof U vir die oorwinning, deurdat ons kan klaarmaak met sonde. Dat ons beeld kan lyk soos U sin, dat ons transparant is, om gesien te kan word vir wie ons is. Dat ons in opregtheid en eerlikheid voor U kan staan, en dat U 'n deurbraak gee in myself. Dat ek hierdie self kan breek, sodat die Gees van God in my woon, en deur my leef. Vader, kom wys U die bloed van Jesua, die getuienis van sy lewe, gehoorsaamheid aan die opdragte aan elke persoon daarbuiten. Sodat Jesua kan kom, die koninkryk van God finaal vasgestel kan word. Bid ons in die karakter en autoriteit van Jesua. Amen. Shalom weer aan almal wat ingeskakel het en luister saam met die pad van waarheid tot die lewe na hierdie boodskappe. Ons herinner U dat ons elke Sabbat 10:00 die oggend hierdie uitsending het. Ons vra U om op die subscribe knoppie te druk, sowel as op die klokkie wat daar langs aan is, want dan word jy in kennis gestel van elke keer net voordat die uitsending begin. Vader se guns en sy liefde oor jou.